Môre, hoe gaan dit by julle? Ek hoop julle het 'n heerlike nagrus gehad en dat julle uitgerus is en dat julle reg is vir hierdie nuwe dag. Vanmôre het ons gekom op die einde van ons kwartaal. Ek gaan net so 'n bietjie 'n breek neem. So julle moet 'n heerlike tyd hê ook in die vakansie wat voorlê. Maar vandag maak ons eers bietjie klaar vir die kwartaal. En ek hoop dat dit vir julle 'n kwartaal was waar jy in jou geloof nie net verfris en versterk is nie, maar ook 'n bietjie gegroei het en nuut begin word het en anders begin dink het en gegroei het nader aan die Here. Dis altyd vir my 'n voorreg en 'n lekkerte om in die oggende so ietsie van my hart met julle te deel. Ek gaan hierdie kwartaal afsluit met 'n versie uit Lukas 11 uit. En daar staan in vers 36, as jou hele liggaam verlig is, en nie 'n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp met sy skynsel jou verlig. Dit is 'n ongelooflike vers, dat dis die beeld wat Christus gebruik, as God sy lig op jou skyn, is daar geen donker plekke in jou nie. Weet jy of julle al die fliek Stilte gekyk het nie? Maar in die fliek Stilte, ekskuus nou vir die wat dit nog nie gesien het nie, hier is nou so 'n bietjie van 'n vooruitskatting. Maar in die fliek Stilte is daar hierdie storie van 'n jong meisie wat nogal bietjie vasgevang is in verlies van dood. Sy het haar ouers verloor en sy gaan bly toe by haar tannie hulle op 'n klein plattelandse dorpie. En sy probeer in hierdie dorpie om net weer haarself te vind. En daar ontmoet sy 'n jong dominee wat iets van haar stikkend wees begin verstaan. En hy begin met haar 'n pad te stap. En hy doen dit dan ook deur haar op 'n stadium bietjie aan te moedig om ander mense te help. En hierdie meisie was aanvanklik bietjie verstom. Hoe help ek ander as ek so verwaard is, nê? En terwyl sy so 'n arm vroutjie in haar huis help en verf en vir 'n ander man kos gee, toe ontdek sy dat sy haar liefde en haar menswees agter die tralies van haar eie rou toegesluit het, nê. En dit is toe wanneer daar genesing eers begin intree het. Want in die gee van iets van haarself aan ander, het sy vry geword van haar eie seer. In die weggee van die dood wat in haar was, het sy weer liefde en lewe gekry. En weet julle, die fliek het my so diep geraak oor hierdie lig wat God op jou en my gooi. Dat wanneer hy sy lig op ons skyn, dan sê hy vir ons, skyn dit weg van jou af. Die lig is nie vir jou om te absorbeer nie, dis vir jou om te reflekteer. So is daar dalk iets in jou lewe, is daar 'n klomp goed in jou lewe wat jou verhoed om voluit te lewe, om met oorgawe net lief te hê. En dalk is dit tyd dat jy daai vasvang dinge moet los, sodat jy onbevange kan begin asemhaal. Weet jy, soms mis ons die lewe, omdat ons 'n klomp onnodige negatiewe emosies op die rakke van ons harte opgaar. Ons hou vas aan verwyte, wrokke, onverstaanbaarheid, hartseer, kwaad wees en al hierdie dinge. En eintlik moes ons dit lankal weggegooi het. Ek en jy moet leer om die lig van God in ons lewe in te neem en dit te reflekteer na buite. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, kom maak asseblief huis skoon met my. Kom gooi weg en kom stof af en kom skyn lig in my. Asseblief, ek het dit nodig. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, julle, baie dankie. Dit was 'n heerlike kwartaal. Baie seën vir die Paastyd. Mag julle weer dink aan die wonderlike kosprys wat Christus vir ons betaal het. En mag dit julle aanspoor om ook saam met hom jou eie lewe weg te gee, sodat die Here dit vir jou kan teruggee. En geniet dit in die vakansie saam met julle mense en 'n bietjie rustiger word, 'n bietjie aftyd vir baie van ons. Geniet dit ook en kom lekker vars en verfris terug, dat ons 'n nuwe kwartaal kan aanpak. So ons sien mekaar weer dan in die nuwe kwartaal. Geniet julle tyd, ons praat dan weer. Totsiens.